1 Samuel hoofstuk 2. Toe bid Hanna en sê, my hart verbly om in die Here. Kyk hoe hoog is my horing in die Here. Teenoor my vyande is my mond wyd oop, want ek het vreugde in u verlossing gevind. Daar is niks en niemand so heilig soos die Here nie, niemand behalwe u nie. Soos ons God kan daar geen ander rots wees nie. Laat jou woorde nie uit verwaandheid wees nie, en weerhou jou lippe van vermetelheid, want die Here is 'n God wat van alles weet, en elke daad word geoordeel. Die held se boog word stikkend gebreek, en hy wat vallende was, staan weer op. Die een wat 'n oorvloed van kos gehad het, hier homself uit vir 'n stukkie brood, terwyl hy wat honger gehad het, rus. Sy wat onvrugbaar was, het nou 7 kinders, maar die een met baie kinders verlep. Dis die Here wat dood en lewend maak. Hy stuur na die doderyk en hy roep daaruit op. Dis die Here wat arm en ryk maak. Die een verneder hy en die ander word verhoog. Uit die stof tel hy die eenvoudige op en die behoeftige van die ashoop. Hy plaas hulle tussen leiers, die ereplek word hulle erfdeel. Die aarde staan op die pilare wat aan die Here behoort. Hy self het die wêreld daarop gebou. Hy bewaar die lewenspad van geliefdes, maar goddeloses val in diepe duisternis. Jy kan nie wen deur jou eie kragte nie. Hy vernietig die wat teen hom staan. Die stem van die Here sal oor hulle donder vanuit die hemel. Die Here se regspraak is oor die hele aarde. Aan sy koning gee hy krag. Sy gesalfde se horing word omhoog gehou. Elkana en sy huisgesin is terug na hulle huis in Rama, terwyl die seun onder leiding van Eli die Here gedien het. Eli se eie seuns was egter 'n klomp niks nutte wat glad nie respek vir die Here gehad het nie. Destyds het die priesters op die volgende manier teenoor die volk opgetree. Wanneer iemand geoffer het en die vleis besig was om te kook in die pot, het die priester se diensknegt met 'n 3-tand vurk nader gekom. Hy steek dan die vurk in die pot, pan of skottel. Dit wat die vurk optrek, behoort dan aan die priester. Onder die hele Israel wat na Silo toe gekom het, was dit die gewoonte. Maar die priester se dienaar het egter na die mense wat offer gekom, nog voordat die vet aan die brand gesteek is. Dan het hy gesê, jy beter nou vir my vleis gee vir die priester om te braai. Gekookte vleis is onaanvaarbaar. Gee dus 'n stuk rou vleis nou. En wanneer die man sê, dit is alles goed en wel, maar kan hulle net eers die vet aan die brand steek, en dan kan jy vat soveel jy wil, sê hy, jy beter dit nou vir my gee, of ek vat dit met geweld. Dit was 'n baie groot sonde in die Here se oë, want hierdie jong manne het geen respek vir die Here se offer gehad nie. Die seun Samuel, aan die ander kant, het met die skouerkleed van linne aan die Here gedien. Elke jaar het sy ma vir hom 'n mantel gemaak en dan vir hom gebring wanneer sy en haar man na Silo gaan om vir die Here te offer. Eli het dan vir Elkana en sy vrou geseën, mag die Here vir jou nog baie kinders saam met hierdie vrou gee, omdat sy hierdie seën aan die Here afgestaan het. En dan het hulle weer huis toe gegaan. En die Here het Hanna raak gesien. Sy het swanger geword en nog 3 seuns en 2 dogters vir Elkana gegee. Samuel het egter voor die Here opgegroei. Eli het oud geword. Hy het gehoor van al die dinge wat sy seuns aan die Israeliete doen. Hulle het selfs by die vroue geslaap wat by die ingang van die tabernakel werk. Toe vra hy vir sy seuns, hoekom doen julle hierdie vieslike dinge? Die volk kla gereeld oor die slegte dinge wat julle aanvang. Dis nie hoe julle veronderstel is om op te tree nie, my seuns. Ek hoor niks goeds oor julle nie. Julle veroorsaak sonde by die volk. Kyk, wanneer een man teen 'n ander man sondig, sal die reg daaroor besluit. Maar wie sal kan intree as 'n man teen God sondig? Van hulle kant af was hoor maar min, en die Here het besluit om hulle dood te maak. By die Here en ook by die volk het klein Samuel egter in guns toegeneem. Toe kom daar 'n man van God en sê vir Eli, dit is wat die Here sê, ek het myself duidelik aan jou voorvader bekend gemaak toe hulle in Egipte onder Farao se juk was. En ek het hom tussen al die stamme van Israel as my priester aangestel om diens te doen by die altaar, om die reukwerk te brand
en om in my teenwoordigheid die skouerkleed te dra. Aan sy huis het ek al die offers van Israel gegee. En nou het julle geen respek in my huis vir my slagoffers of spysoffers nie. Jy respekteer jou seuns meer as wat jy my respekteer, want julle eet julle vet aan die offers van my volk Israel. En dit is die oordeel van die Here, die God van Israel. Ek het dit duidelik gemaak dat jou vader en jou huishouding vir altyd priester sal wees in my teenwoordigheid. Maar dit is verby. Ek sal hulle eer wat my eer, en die wat nie respek het vir my nie, sal ek verag. Kyk, die tyd kom vinnig nader dat ek die gesag van jou en jou vader se huis gaan afsny, en daar sal geen bejaardes in jou huis gevind word nie. Jy sal in jou benoudheid na my woning kyk, en jy sal sien hoe hy goed doen aan Israel, maar in jou huis sal niemand oud word nie. Tog, terwyl jou oë verdof en jou lewenskrag verdwyn, sal ek een van jou voor my altaar laat bly, en dit terwyl die res 'n vroeë dood sterf. En die teken van dit alles is dat jou 2 seuns, Hofni en Pinias, op een dag sal sterf. Ek sal 'n priester aanstel wat getrou is in alles. Hy sal dinge doen soos ek dit wil hê. Ek sal sy huis standvastig maak, en vir die res van sy lewe sal hy voor my gesalfde dien. En jou nageslag sal voor hom kniel en hom smeek vir 'n muntstuk en 'n sny brood. En hulle sal vra, kan jy my nie asseblief by 'n priesterorde voeg, sodat ek ook iets kan kry om te eet nie?